Vriende, ons vier vandag Epifanie. Epifanie, dis eintlik Dinsdag die 6de. Epifanie is die Oosterse Kerk se Kersfees. Advent in ons Kersfees beteken koms. Epifanie is Grieks of Epiphanos beteken verskyning. En as ons die geskiedenis van die Here Jesus lees, dan sal u die verskyningsgeskiedenis van Christus oral lees. Ek gaan ook in my prediking vanoggend die klem lê op die verskyningsgeskiedenis van Christus. Dis dieselfde, maar dit is net 'n ander klem. En in ons westerse beskawing hou ons so gou op om in die kerk godsdienst te vier, ons geloof te vier. As Advent verby is, dan gaan ons aan met ons lewe. En ons begin eers weer by Paasfees dink aan die gebeure van wat met Christus gebeur het met die lyding. Maar die kerkgeskiedenis gaan van Advent af voort tot by Paasfees, al die gebeure. En Epifanie is soos met Advent die kerkgeskiedenis wat voortgaan tot by die lyding. En nou vandag die klem op Epifanie, die verskyningsgeskiedenis van Christus. Nou, ek doen dieselfde as met Advent. Ek steek die Christuskers aan. Die ander kerse is aangesteek in die Christuskers. U onthou die kers van hoop, die kers van liefde, die kers van vreugde en die kers van vrede. Was in Advent aangesteek in die Christuskers met Kersfees, met die Christusfees. Ek steek vanoggend weer die Christusfees, die Christuskers aan, die verskyning van Christus. Ek steek weer die wit kers aan. Christus het verskyn om hom onder ons bekend te maak en om aan ons sy kerk te gee. En dit herinner ons daaraan. En ons kan maar rondom ons kyk. Die ou kerk het mooi, groot simbole gehad om die kerk te herinner aan Christus se verskyning. Ons het ons simbole bietjie kleiner gemaak, maar kyk maar, daar's 'n mooi simbool van die verskyning, die ster en die herders. Daar's ander mooi simbole, maar kyk na die simbole. Kyk die simbool van die doop, kyk die simbool van die nagmaal. Dis simbole, ons moet dit raak sien en herinner aan die werk van Christus. Ekskuus, ek gaan nie preek voor die preek nie, maar ons moet die simbole raak sien en moet ons herinner aan die groot werk van Christus. Vader, dis ons gewoonte om te bid wanneer ons u woord oopmaak. En ons vra, wil u deur u Gees ons lei? En wil u ook hierdie heilige brood breek? Dat ons dit kan eet en dat dit vir ons verteerbaar mag wees. En dat dit ons kan voed. U weet, Here, ons is maar sondige mense. En partykeer eet ons maar swaar aan die heilige woord. Daarom is ons eenvoudige gebed vanoggend. Maak u gewone
mooi, goeie woord vir ons verteerbaar. Dat dit soet in ons mond sal proe en dat dit ons sal versterk in die geloof en dat ons die mooiheid en goedheid van die woord sal sien en aanneem. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ons lees vanmôre 3 dele. Matteus 2 vers 1 tot 12, baie bekende deel. Jesus is in Bethlehem gebore. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: in Bethlehem in Judea, want so is deur die profeet geskryf. En jy Bethlehem gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal daar 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet, dat ek ook aan hom kan hulde bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en aan hom geskenke uitgehaal. Kyk nou na hierdie geskenke: goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie terug te gaan na Herodes toe nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Dan lees ons Markus. Jesus het in daardie selfde tyd, dis nou 'n bietjie later, dis nou 33 jaar later. Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeer en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. En dan Johannes 14 vers 16 en 26. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dan net 'n vergelyking. Matteus 2 vers 11. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook, mirre. Markus 1 vers 10. Toe Jesus uit die water uitkom, het hy die hemel sien oopskeer en die Gees soos 'n duif op hom sien neerdal. Daar was 'n stem uit die hemel: jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. En Johannes 14 vers 16. Ek sal die Vader vra en hulle sal julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees,
naamlik die Gees van die waarheid. En die voorspraak, die Heilige Gees, sal julle alles leer en herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Goed. Die laaste 3 verse is die teksgedeelte net om op te som. Vriende, Epifanie vanmôre. Die verskyning van die Here Jesus Christus. As ons dink aan Epifanie, moet ons eintlik dink aan Christus se hele lewe. Ek wil amper sê, ek wil nie nou die geheim weggee nie. Maar, goed, kom ek gee nie die geheim weg nie, jy sal nie einde dit weet. Kom ons begin by die begin. Die begin is verskyning. En as ek praat van verskyning, dan kry u onmiddellik die gedagte van 'n engel wat deur die hemele bars en by die herders, ek wil amper sê, die hemel oopmaak en sê, kom ek bring vir julle 'n goeie tyding. Dis verskyning en die veld waar net herders, wat eintlik vernekers is van daardie tyd, kan nie glo wat gebeur rondom hulle nie. Dis absolute verskyning as daar 'n engel by hulle gebeur. Maar daar's nog, rondom daai tyd is daar ander verskynings ook. Voor dit was daar nog die pa van Johannes die doper wat nie kon praat nie en in die tempel ook 'n boodskap kry, dat sy vrou gaan ook 'n babatjie kry wat hulle moet Johannes noem. En dan Maria wat ook 'n boodskap kry, sy gaan 'n kindjie kry en sy moet hom Jesus noem. En skielik is daar verskynings. En die groot ding is, wat op daardie stadium onder die mat ingevee word, en wat stil is, dat die hele Israel nog niks weet nie, voordat die wyses by Herodes aanklop, is dat vir 400 jaar was daar nie profete wat die wil van God verkondig het nie, en daar was nie verskynings in die tempel nie. God was stil vir Israel. En Israel het gewonder oor God. En skielik, Epifanie, verskyning. Maar, nie aan 'n profeet nie. Nie in 'n tempel nie, behalwe aan 'n ou man. En hierdie ou man, wie se vrou 'n baba moet kry, sê niks vir die volk, dat God 'n boodskap vir hulle moet gee nie. Net 'n naam vir sy kind. God is nog stil. En dan kom wyses uit 'n ander land uit en sê, ons het 'n ster gesien. En dan begin dinge roer. Dan begin dinge roer. En hulle sê, ons het 'n ster gesien.
En hulle kom voeg dit by mekaar, as hulle met Herodes praat. En as die geleerdes dit by mekaar kom sit, dan sê hulle, wat gebeur nou? In 'n vorige preek is dit reeds verklaar. Dit was Jupiter en Saturnus wat by mekaar gekom het. Jupiter was die ster van die groot koning, Saturnus is die ster van Israel, en hulle het naby mekaar gekom, en toe sê hulle, daar gaan 'n koning gebore word, 'n groot koning in Israel. En dit was in die teken van die vis, en die teken van die vis is die teken van die eindtyd, en dis hoe die sterrekykers van Babylon afgelei het, 'n groot koning gaan in Israel gebore word, en daarom reis hulle Israel toe. En hier hoor Herodes dit. En hier kom hulle met hulle diergeskenke. Goud, wierook en mirre. En nou het ook die Oosterse kerk hierdie verkondiging van goud, wierook en mirre en die wyse manne geneem. En hulle het hierdie wyse manne idee in hulle kerk opgeneem, sodat die priesters met Epifanie van huis tot huis gegaan het. En hulle het die huise gaan geseën en op die huise geskryf CMB. Ja, dis Latyn. Christus mansionem benedictat. Christus seën hierdie huis. Soos die mense hulle voorhuise oopmaak en hulle sien daar CMB, dan weet hulle die priester was hier, of van die moderne tyd, die dominee was gisterand hier en hy het in die geheim en by ons huis verbygeloop en hy het daarso op die posbus het hy geskryf net hierdie voorletters. Dis nou 'n moderne tyd. Maar in die ou tyd was dit 'n priester wat verbygeloop het en hy gesê het Christus seën hierdie huis. En soos hierdie legende deurgedra van seën en hierdie gawes, goud, wierook en mirre, was nie sommer enige gawes nie. Goud was geskenke vir 'n koning. Mirre was salf wat gegee is vir mense wat na 'n tempel toe gaan, sodat hulle skoon en reg moet wees om te aanbid. Wierook was aangesteek, dat wanneer jy in die tempel aanbid, jy die reuk van aanbidding sou ruik. En as mense in die tempel aanbid, dan het hulle geruik, maar die priesters was daar en van die ander bidders was daar, want hulle het die wierook aangesteek, en partykeer het hulle die wierook te veel aangesteek. Dan as jy dit kom die Bybelse uitdrukking kom daarvandaan, van die aangename reuk van gebed. Ons lees dit in die Nuwe Testament ook. En partykeer was daar te veel wierook aangesteek, dan die mense genies. En die uitdrukking was ook onder die Jode gewees, dat as hulle nies, het hulle gesê, die gees van die Here is in jou. Want dit het in die tempel gebeur. Ons kry dit vandag nog, byvoorbeeld onder die Ire, dat as jy nies, dan sê hulle vir jou, bless you. Dis 'n ou ding wat van daardie tyd afkom. En mens kan dit amper nie verbind met die wyse manne nie, maar die goud en die wierook en die mirre. En die wierook was 'n teken van die gees van die Here wat in die tempel is vir die Jode. Maar dis nie net hierdie verskyning nie, dis waar dit begin het. En Christus is gebore deur Maria, want die gees van die Here was in Maria. Dis hoekom hierdie kers brand, want God het verskyn na 400
jaar. En toe Christus volwasse is, toe gaan hy na Johannes die Doper toe. Want Johannes die Doper is toe die eerste profeet na 400 jaar wat deur God geroep is om die pad gelyk te maak vir die verlosser. Onthou wat Johannes die Doper vir die mense gesê het, dat hy is die een wat die pad moet gelyk maak. Hy is nie die geroepene nie, hy moet die pad gelyk maak net. En hy het vir Christus gesê, nee, ek kan jou nie doop nie, jy is belangriker as ek. Toe sê Christus vir hom, maar jy moet my doop. Toe doop hy vir Christus. En nou kry ons in Matteus en Markus en Johannes kry ons 3 verskillende maniere van die doop. Matteus en Johannes sê die hemel het oopgegaan. Wat sê Markus? Markus word aangegryp deur hierdie gebeurtenis. Dis die tweede punt. Toe Christus gedoop word, toegerus word vir sy openbare bediening, skryf Markus in Markus 1 vers 10. Toe hy, dis deur Jesus uit die water uitkom, het hy die hemel sien oopskeur. Wat sê Markus? Hy is toegerus vir sy bediening. Nou die hemel oopgeskeur, want God is nou teenwoordig. Hy stel dit radikaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel, sê Markus. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Die ander sê ook, daar was 'n stem uit die hemel. Markus sê dit sterker. Toe het Christus met sy openbare bediening begin. Want die Gees was toe op aarde, dat die dinge van God gedoen moet word na 400 jaar. Dit is epifanie, verskyning. Nie net die klein seentjie, babatjie, wat God bedoel nie, maar ook die man, wat nou toegerus word, tot 'n groot bediening, maar 'n bediening, wat ook verdeling sou bring, en ook 'n man, wat sy lewe sou gee, en 'n man wat vir sy volk sou sterf. U ken die verhaal. Nie 'n krygsman nie. ‘n man wat 'n tempel sou word vir sy volk. Die profete het nie gepraat nie, maar hier kom die een wat meer as die profete was. Hier sien ons God aftas na onder. Hier hoor ons God ongelooflik sê, hierdie is my geliefde seun wat ek baie lief het. Oor hom is ek baie bly. Hier word 'n baie mooi Griekse woord gebruik. Ek ken nie, my Grieks is nie so goed nie, maar dit beteken baie, baie bly. Eudoukeisa is die Grieks. My geliefde seun, hierdie is oortollige woorde. Nou, wat die Jode gedink het, die hemel is doer en die aarde is doer. Nou word die hemel naby die aarde gebring deur die Seun van God. En dit word gebeur deur die verskyning, deur epifanie, deur ook die woord wat ons ken, advent, koms, aankom. God self kom na ons deur Jesus Christus. En hy kom as gesalfde, toegeruste met die gesag van God.
En U ken die geskiedenis dat hy homself prysgee vir ons. En dan die derde deel van Epifanie. Daar stop hierdie groot geskiedenis en gebeure glad nie. Want as hy dan deur die dade dan van mense ook dan weggaan, as hy dan teruggaan na sy woonplek toe, wat doen hy? Die Gees wat hom laat gebore word het, die Gees wat hom toegerus het deur die hemel te skeur, sy eie Gees gee hy aan vir sy kerk. Dis die derde punt vanoggend. Hy gee sy Gees aan vir sy kerk, om sy kerk toe te rus. Johannes 14 vers 16. Ek sal die Vader vra dat hy 'n ander voorspraak vir julle stuur om ewig by julle te wees. Vers 26. Die Gees sal julle alles leer en julle herinner. Dis soos die wierookoffer in die tempel. Die Gees bly hier vir die gemeente. Nou moet ons die leerlinge word. Die Gees is by ons. Want Christus laat ons nie alleen nie. 'n Engelsman het 'n boek geskryf met die titel The Go-Between God. En die Heilige Gees is in 'n sekere sin the go-between God tussen ons en Christus om vir ons vrede te bewerk, dat ons sal leer wat sy wil is, dat ons met hierdie proses sal voortgaan en dat ons ook soos by die wyse manne die mirre en die reuk sal ontvang wanneer hierdie reuk in die tempel gebrand word. Dat ons, soos wanneer wierook in die tempel gebrand word vir 'n aangename geur en 'n dwingende geur, al is dit onsienlik, ons dit sal inasem en sal bewus word van ons geloof en die vrede en die liefde van die Vader, en dat ons daardeur sal onthou wat ook Paulus ook vir ons gesê het, dat die Gees en dan die liefde van Christus vir ons 'n aangename reuk oor Christus en sy Gees mag versprei. Want ons dank God vir hierdie onuitspreeklike gawe. Want mag dit vir ons 'n aangename reuk word, soos dit vir die ou aanbidders in die tempel sou word, as hulle hierdie reuk in die tempel kry. Hierdie wierook wat gebrand word. En mag ons, as ons op Epifanie God aanbid, ook hierdie reuk van die Gees en van Christus kry, dat dit 'n aangename geur in ons lewens word vandag. Amen. Almagtige God en Vader, as ons op hierdie dag terugkyk, lank gelede, dan sien ons dat U Seun gestuur het om tussen ons mense te verskyn en helder te word, dat ons U kan sien en kan hoor en kan verstaan. Ons kan nie aan U raak nie. Daar's ander wat aan U kon raak. Maar gee dat ons aan U sal raak met die geloof
Dat ons aan U sal kan raak deur die beloftes en die wysheid en die goedheid en die genade van die skrif aan te neem. En gee dat dit vir ons 'n aangename reuk sal word. Dat ons ook sal kan sê, maar ek kry die gees van God in my hart. Vader, ons bid dat soos wat U bekend gemaak het aan die mense van daardie tyd lank gelede, U self weer aan ons bekend sal maak. Dat ons sal begryp hoe goed en hoe liefdevol en hoe regverdig en hoe naby U is. Ja, Vader, ons kan U nooit omvat nie. Daar's altyd 'n afstand en daar's altyd 'n andersheid. Maar gee dat ons sal poog en help ons om te poog. Om na U toe te gaan en U te dien. Ons bid dan vir hierdie gemeente, hierdie klein gemeente vir U, van U. Ons bid vir die jaar wat voorlê en alles wat ons hier beplan, verskeie goeders. Die verjaarsdag van die gemeente en alles wat daarmee saamgaan. Ons bid vir almal wat siek is, mense wat sukkel in hulle lewens, mense wat nie weet waarna toe nie, mense wat probleme het, ook die wat vra van die lewe vra. Ons bid ook vir die met wie dit goed gaan, wil U vir hulle verder seën. Ons bid ook vir ons land. Vader, ons bid vir U, vir U. En ons vra dat U ons as U kinders sal ondersteun en help dat ons getrou sal bly aan U wil en U gawes reg sal gebruik. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit alleen. Amen.